gelede was daar 'n jong man met die naam Jona. Hy het op 'n klein dorpie in die noorde van Israel gewoon. Toe hy nog baie jonk was, het daar iets met Jona gebeur wat hom so kwaad gemaak het dat wel dis wat gebeur het. Maak toe die Israelita. Gou word wakker, Jona. Wat is dit, mamma? Die Assiriërs val ons aan. O, genade! Gou, op met die leer. My duiwe! My duiwe! Jona, waarheen gaan jy? Hulle sal my duiwe doodmaak! Kom wakkel, Jona. Ja, papa! Kom ons brand die plek ook af. Maak dood die Israelita. Af met die touw, tot in die tuin. Jona, jy kan nie jou duiwe saambring Die nie. soldate sal hulle doodmaak. Los hulle en volg jou ma ondertoe. Vlieg weg! Vlieg weg, duifies! Ver weg! Jona! Die Assiriërs! Soos wat Jona groot geword het, het die Assiriërs voortgegaan om sy mense aan te val. Hoekom, God? Hoekom? Jaar na jaar kom die Assiriërs en verwoes ons land, ons mense, ons huise. En nou hierdie stal van Maleagi en Sara. Jona, hulle het ons stal afgebrand, nie joune nie. Toe, vergeet nou daarvan en kom eet. Maleagi, kyk net na die verwoesting. Dit maak my wriesend. Is jy nie ook kwaad nie? En as julle twee nie nou kom eet nie, gaan ek kwaad word. Toe maar, ons is op pad. Wel, gelukkig het hulle jou nie gesteel nie. Eendag sal ek daai spul wys. Jy sê altyd so, maar dis nie die oplossing nie. Sara, hoe kan jy so iets sê? Na alles wat hulle ons aangedoen het. Ek wil nie nou daaroor praat nie. Eet nou. Probeer dit. Dit kom van Jafo af. Die skepe van Tarsas het vars vrugte gebring. Van Jafo af? Maar dis nou 'n lang pad hier vandaan. Sara, hoe op aarde kry jy die vrugte so vars? Ek het my kontakte. Eet nou, julle albei. Goed, my vrou. Jona, jy's reg. Ons moet die Assiriërs tyd voor hulle ons uitwis. En ek wil vir jou iets vertel. Ha? En ek wil nie soos my vader doodgaan met die wete dat ons nooit op die Assiriërs gewreek het nie. Stil, daar is iemand by die deur. Wie sal dit wees? Hey, shh. Ja, kom. Kom binne. Jona! Ja, dis ek. Laat my by julle aansluit. Ek wil ook die Assiriërs in die stof laat byt. Welkom by ons, Jona, seun van Amittai. Dankie. God seën u, meneer. Ons het planne gemaak,
maar ons kan nie die Assiriërs op een slag verslaan nie. Dit sal groot toewyding verg. Hulle is 'n sterk en vreesaanjaende spul. Maar wat van die mense van Ninive? Hulle is Assiriërs. Ninive, hulle is die ergste. Die hele stad is korrup. Ja, Ninive, die vyand. Ek stel voor ons bring dank aan God. Ja, die Here ons God was nog altyd aan ons kant. Ninive was die hoofstad van Assirië. Dit was 'n groot stad in Judea, noord van die dorpie waar Jona gewoon het. En toe het julle almal doodgemaak. O ja, Jou Majesteit. Ons het die laaste een kap gedraf. Elke enkele man, vrou, kind en dier. Nie eens die blykveer kon van my en my man ontsnap nie. Jy is die beste soldaat in my leer. Tot die diens, Jou Majesteit. Vervlaks. Vervlaks, moenie nou begin reën nie. Nee! Nee! Jona. Jona. Wie is dit? Hou op om speletjies te speel, wie jy ook al is. Jona, dit is ek. God. God? Dis reg. God. Maar ek droom seker. Nee, jy droom nie. Dit is ek. Wel, God, Here, wat wil U met my doen? Ek is U nederige dienaar. Gaan sê vir die mense in Ninive dat hulle tot niet gemaak sal word as hulle nie inkry met hulle goddeloosheid nie. Jona, luister jy? O, ja, natuurlik. Ek is jammer, Here. Ek is net so... Ek weet dit is onverwags, maar jy hoef nie stom geslaan te wees nie. Nee, Here, ek bedoel... Ja, Here. Jy moet hulle waarsku, Jona, of anders is dit verby met hulle. Dit hang alles van jou af. Ja, ek sal, Here. Natuurlik sal ek. Natuurlik sal ek. Dankie, Here God. O, dankie dat U die lig op my laat skyn het. Ek is deur die Here God gekies. Kan jy dit glo? Dis byna te goed om waar te wees. Ek is deur God gekies. God wil hê ek moet Ninive toe gaan en die mense daar gaan waarsku. Hulle waarsku, maar hulle verdien dit om vernietig te word. Los my, jou onnoosel bos. Ninive. Hey. Ek kan hulle nie waarsku nie. Ek kan dit nie doen nie. Dit ruis in teen alles waaraan ek glo. Ai, wat op aarde gaan ek doen? Totsiens my goeie vriende Maleagi en Sarah. Tot ons eendag mekaar weer sien.
Kyk mooi na hulle. Waarskyn Nineve. Vernietig. Vernietig. Hoe ver nog Jafo toe? Ons sal teen môreoggend daar wees. Die Here praat met Jona, hy het 'n groot versoek. Jona moet mooi luister, hy is in 'n hoek. 'n Taak is opgelê aan hom, hy moet na Nineve. Daar moet die mense verander aan alweer. Gelowige Jona moet doen wat God hom vra. Soveel verantwoordelikheid moet hy op hom dra. Nou dink Jona by homself, waarom ek liewe Vader, hoe op aarde moet ek nou die probleem benader? Jona, moenie eers probeer nie. Jy kan nie weghardloop nie, nie hierdie keer nie. Jy kan nie weghardloop nie, nie hierdie keer nie. Ons sal vandag in die herberg moet oorslaap. Jy kan nie van God af weghardloop nie, Jona. Ek hardloop nie weg nie. Het jy iets gesê? Nee, ek het niks gesê nie. Nou ja, Jona. Tale ja vir die poort na die res van die wêreld. Jy sal maar te voet onder toe moet gaan. Gaan jou goed in Tarsus. Dankie. Ek is op soek na 'n skip wat Tarsus toe gaan. Die een daar sou vaar binnekort. Vaar jy saam met ons in Tarsus toe? Tarsus toe? Ja. Mag die heilige God en Vishnu ons met 'n veilige reis sien. Die magtige Vishnu sal ons skip lei waar hy goed dink. Ons verkoop Tarsus vir baie geld. Kyk net na hulle. So kleurvol. Toe ek 'n seun was, het ek duwe gehad, maar Maar wat? hulle het weggevlieg. Weggevlieg. Welkom aan boord van die beste skip in die wêreld. Is die skip seewaardig? Waardig van die see, vaar maar mee. Hier is soveel verskillende mense van verskillende lande. Waarvandaan is jy? Wel, ek is 'n Israeliet. Ek kom uit Afrika, my vriend. Ons kom nou wel uit verskillende lande, maar op hierdie skip ons werk almal saam. Sal ons die seil ontplooi, kaptein? Spring aan die werk, seeman. Wat van iets te eet? Die nag is jonk en die reis is lang. Nee, dankie. Ek dink ek sal maar onder toe gaan en inkruip. Wat sê jy? Nou goed dan, my vriend. Ek hoop jy slaap lekker.
Dit lyk of waar reën aan die kom is. Julle moet vinnig eet. Waar is Jonah? Jonah probeer wegkom, maar dis alles verniet. Hy's 'n bietjie bang, maar 'n goeie Israeliet. Hy vlug uit die woestyn en reis ver oor die see. Hy dink as hy sou weggaan, dat God hom grasie gee. Jonah, Jonah, sien jy nie dat jy jou tyd verkoos? Jy beland nog eendag binne in die grootste vis. Jy beland nog eendag binne in die grootste vis. Die grootste vis! Woe! Don't futures records! Vision red ons asseblief. Ons bid dat U ons lewens sal spaar. Ons bid dat U ons lewens sal spaar. Waar is Jonah? Ons kort sy hulp! Hy slaap onder in die ryp. Hy slaap, sê jy? Kom aan, word wakker. Word wakker, sê ek. Staan op, man, staan op. Daar is 'n storm en ons kort jou hulp. Almal moet bid. Nou. Met die storm suid en die storm noord, gooi ons nou hierdie vrag oorboord. Hiermee is dit nou ons gebed dat God ons van die storm red. Botie moet baie kwaad wees vir iemand op hierdie skip. Wel, dis nie ek nie. Dan moet ons uitgaan wie dit is. Ja. Laat ons luitjies trek. Hier, strooi. Elke jaar moet 'n luitje trek. En die een wat die kortste luitje trek, moet die skuldige een wees. Veilig, dis nie ek nie. Ook nie ek nie. Daai man, jy het nog nie gedraag nie. Hier. Nee! Dis die waarheid. Ek is die skuldige een. Ons is almal verlore tensy julle my oorboord gooi. Nee, ons kan dit nie doen nie. Julle moet dit doen of almal op die skip gaan verdrink. Ons sal die wal probeer haal en jou daar aflaai. Julle kan nie wen nie. Ons kan nie iemand sommer net so oorboord gooi nie. Maak nie saak wie dit is nie. Maar ons het nie 'n keuse nie. God help my! Jonah! Waar is hy?
vergifnis, genadige God. Ons sou hom nie oorboord gooi nie. Sy God moet baie magtig wees. Hy heers oor die golwe en die see. Laat ons almal vir Jonah bid, waar hy ook mag wees. Kyk, Adolf! Dit is 'n baie goeie teken. Jonah se God moet besonder genadig wees. Ek sal julle nie seermaak nie. Wat op aarde? Jonas sal heerlik toe die storm kom. Die duinings was so vreeslik hoog, die skip val amper om. Jonas spring toe oorboord in die groot see in. Toe kom die grootste vis en slip vir Jonah in. Jonah, sien jy nie dat jy jou tyd verkwis? Jy beland nog eendag binne die grootste vis. Jy beland nog eendag binne die grootste vis. Ja, jy wou mos. Help my! Help! Kry my hier uit asseblief! Ek gaan nooit uit die plek kom nie. Maak die beste daarvan. Dis goeie raad van iemand wat al jare lank in die vieslike plek is. Waarvan praat jy? Jy snek my weer kaatsing. Jy gaan waar ek ook al gaan. Ja, natuurlik. Jy weet, toe ek hier aangekom het, was ek net soos jy. En net so aantreklik. Jy moet maar versigtig wees vir daai vloeistof. Dis dodelik. Wat presies is dit? Haat. Haat? As jy nie versigtig is nie, sal dit aan jou bly knaag totdat daar uiteindelik niks van jou oor is. Maar ek het my les geleer. Ek dink ek het. Dis alles my skuld. As ek nie van God af weggehardloop het nie, was ek nou nie hier nie. Ja, jy is nou jammer, hè? Maar jy het net beter as dit klink. Jy is nou een van ons, skatlam.
Nee, ek is nie een van julle nie. Nooit nie. Ek sal nooit wees nie. Ek gee my nou oor aan God. Die Here God is my redding. Nee! Die Here praat met Jona. Hy het 'n groot versoek. Jona moet mooi luister. Hy is in 'n hoek. 'n Taak is opgelê aan hom. Hy moet na Nineve. Daar moet die mense verander aan alweer. Jona, moenie eers probeer nie. Jy kan nie weghardloop nie. Nie hierdie keer nie. Jona, sien jy nie dat jy jou tyd verkwis? Jy beland nog eendag binne die grootste vis. Jy beland nog eendag binne die grootste vis. Ja, jy wou mos. Ek lewe so waar. Dankie Here dat U my gespaar het. Dankie. Jona? Is dit U, o God? Natuurlijk. En ek vra jou weer. Gaan na Nineve en waarsku die inwoners dat ek hulle sal vernietig as hulle nie hulle reg ruk nie. Ek sal, God. Glo my, hierdie keer kan U op my staat maak. God sê dat hy die mense van Nineve sal vernietig as hulle nie hulle lewenswyse verander nie. Na 3 dae het Jona uiteindelik by die buitewyke van die Assiriese hoofstad Nineve aangekom. Ek dink dis 'n goeie plan, maar dit kom miskien 'n bietjie werk. Dis ons benadering. Ons kom uit die teenoorgestelde rigting waar die Israeliete ons nooit sal verwag nie. Dis reg, dan val ons aan en verslaan die Israeliete soos altyd. Uitstekend. Ek het gehoor daar is goud onder hulle eenvoudige blyplekke. Goud vir ons. Nineve, ek bring 'n waarskuwing. Oor 40 dae gaan julle vernietig word. Berou oor julle sonde. Hy's myne. Hy is nie, ek het hom eerste gekry. Jy het hom van my probeer steel. Die mense van Nineve gaan vernietig word. Baie, okay, luister. Jy wil my net om kan betrap. Ek wil niks van die aard doen nie. Luister na wat hy sê. Hoor my, God is kwaad vir die mense van Nineve. As julle nie berou het oor julle sondes nie, gaan hy julle uitwis. Hoor jy dit? Die kerel sê ons het God kwaad gemaak. Asseblief, vat jy hom. Die kameel is jou. Nee. Vat jy die kameel uit joune. Wel, kom ons deel hom. Dis 'n blink plan. Hierdie mense van Nineve. Kyk net na hulle. Hoekom wil God genade betoon aan diewe, moordenaars en hebsugtige misdadigers? En nou dat God dreig om hulle van kant te maak, nou het hulle berou. En om alles te kroon, gee God my opdrag om hulle te waarsku. Maar wie weet, miskien het hulle nie berou nie. En dan wis God hulle tog uit. Ja, natuurlik. Ek is seker dit is wat sy plan is. Huh? Luister na my! Luister na my! God sê hy sal die mense van Nineve uitwis as hulle nie berou toon en hulle lewenswyse verander nie. Wel, jy klink besonder gelukkig vandag, my man. Ek is, en binnekort sal jy nog ryker wees, my vrou. Ooh, uitstekend. Ek is al skoon siek en sat vir hierdie ou juwele. Julle lomp stommerike. Maar die hoogheid, asseblief. Wat? Hoe durf jy nog met my praat? Vat hulle weg en sluit hulle op. My skat, wat dink jy van hierdie steen? Ooh, dis 'n absoluut volmaakte steen. Glo my, ek gaan jou nog duisende soos die een gee. Ons leer is juis nou besig met voorbereidings vir 'n aanval op die suide. Ons gaan die Israeliete vir eens en vir altyd verslaan. Wonderlike nuus.
Die mense van Nineve gaan vernietig word. Wat? Hoe durf die vent skurk? Neem hom dadelik gevange en roep my ministers byeen. Die mense van Nineve. Wie is jy nou eintlik en wie gee jou die reg om sulke dinge kwyt te raak? Wel, praat man. God wil hê ek moet Nineve waarsku om 'n nuwe blaadjie om te slaan. Anders gaan hy julle uitwis. Ons uitwis. Hy probeer hier net bedrieg. Hy's 'n spioen wat die Israeliete gestuur is. Ons sal sien. Jy sê God het jou gestuur. Hoekom op aarde sal ek 'n Israeliet die mense van Nineve nou wil waarsku? Ek doen net God se wil. Dis al. Hy is nie reg Wie by dink kap nie, hy maar is hy? ek dink ons Hy moet is van hom baie Loetjie gestuur. gedink. Ja, dink hy. Ek glo hom nie. Ek glo jou. Maar as ek uitvind jy het gelieg, sal ek jou laat doodmaak. Bring vir my die aanvalsplanne. As God ontevrede is met ons, dan sal ons 'n nuwe blaadjie omslaan. Kom ons vra God se genade. Mense van Nineve, baie van julle het gehoor hoe hierdie man God se waarskuwing oordra. Ons moet 'n nuwe blaadjie omslaan. Ons moet God gehoorsaam wees en sy vergifnis vra. As 'n teken van ons berou sal ons vas en almal sal rougewaad dra. Hoekom moet ons rougewaad dra, pappa? Want dit is 'n teken van ware berou, my seun. Kom binne. U hoogheid. U rougewaad. Wag, kom hier. Sê my, dink jy ek is so streng as koningin? Wel, u hoogheid. Ek wonder. Gee vir my die rougewaad aan. Gaan sê vir die wagte om my dienspersoneel uit die tronk te ontslaan. Sekerlik, u hoogheid. Dankie. Baie dankie. Wees ons genadig, o God. Ons is nie gehoorsaam en bekeer ons nou. Betoon ons genade, Hemelse Vader. Ons het werklik berou. Nee, God kan hulle nie genadig wees nie. Hy kan net nie. Moenie bang wees nie. Omdat julle bekeer het, sal ek genadig wees. Nee, dis nie regverdig nie. Hoe kan God hierdie spulsondige mense genade toon? Ek wil hê hulle moet almal doodgaan. Jona. Ek wil weet wat van my mense. Mag ons nie wreek vir wat hulle ons aangedoen het nie. Jona, jy moenie so kwaad wees nie. Wat? Beteken dit dat Nineve nog steeds verpletter sal word? Hallo? Antwoord my!
ja, dan sal ek maar hier wag totdat God van plan verander. Sjoe, dis bloedig warm en dis nêrens skade weer nie. Ek wens daarom ek het beskutting gehad en ek voel regtig uitgeput. Dis wonderlik. En waar kom jy vandaan? Daar sê, nou voel ek sommer baie beter. Ek het beskerming teen die warm son te danke aan hierdie wonderlike plant. En die slegte inwoners van Ninive kan dalk nou enige oomblik uitgewis word. Jona, jy het nog steeds nie genade geleer nie, het jy? Ek dink ek sal jou maar nog 'n les moet leer. Ja, klein wormpie, doen die taak wat ek jou opgelê het. Ag nee, my goeiste, kyk nou net na my arme plant. Wat het met jou gebeur? Hey, wat het jou tot net gemaak? Wat 'n aaklige ding het jou uitgeroei? Dis verskriklik. Hey. Wat gaan aan? Dit skielik so helder. Die lig verblind my. Eina! Nee! Eina, dit maak my seer! Eina! Dit maak my seer! Die pyn! Ek kan dit nie langer verduur nie! Jona, wanneer gaan jy leer? Jy voel hartseer oor een dooie plant, want dan wil jy hê 'n hele stad moet uitgewis word, 'n stad met onskuldige mense en Peters wat nog nie eens kan loop nie. Jona, wanneer gaan jy genade en vergifnis in jou hart vind? Wat? Genade en vergifnis in my hart? Dis reg, Jona, in jou hart. Ek het bedwaal en ek weet nie hoe om by die huis toe kom nie. Sê my, waar bly jy? Ergens in Ninive. Moenie huil nie. Ek sien jou huis toe vat. Hoe lyk dit? Sal ek jou 'n storie vertel terwyl ons stap? Wat 'n storie is dit? Dit gaan oor 'n man wat in 'n groot vis se maag beland het. En Jona het uiteindelik geleer om nie so haatdraand te wees nie.